En dan die 10 plaag wat Egipte getref, en elke plaag verteenwoordig eintlik een van die Egiptiese afgode. En hy kom tref hulle met die 10 plaag, en hy lei hulle uit Egipte uit. Maar saam met dit, die laaste plaag onthouend, die eerstgeborene het gesterf. Die Here het gesê, slag die paas lam, slag 'n lam, en ek wil nie nou in al die detail, en ek gaan nie in al die detail gaan van die hele proses, maar ons weet, hulle het 'n lam sonder gebrek geslag, hulle mag nie die lam se bene breek nie, en hulle die lam, die hele proses, dis interessant ook, daai hele ding, ons sal ook later weer daaroor praat, maar wat hulle gedoen het, en hoe hulle gewerk het met die lam, en hulle die lam gevat, hulle die bloed gevang, en hulle moes die bloed neem, en met 'n hiesoptakkie, het hulle die bloed geverf op die pilare, weerskante van die deurkusyn, sou ek sê, so dat dit geverf op die deurkusyn, sodat wanneer die gees van dood gekom het, as hy hierdie bloed gesien het, het hy verby beweeg. Dis hoe dit noem Passover. He passed over. Verby gegaan. En die dood het hulle nie getref nie. En die lam wat hulle geslag het, daar was 'n hele proses wat hulle gevolg het, want hulle het die lam gevat, hulle het hom afgeslag, hulle het sy binnegoed uitgehaal, hulle het dit skoon gemaak. Dan het hulle daai lam gevat en hulle het hom gespalk met granaatboomtakke. Een van bo af, regdeur tot onder, en die ander ene, so een was horisontaal en een vertikaal, dat hulle die skaap oopgespalk, en dan het hulle hom op 'n spit gaar gemaak. En daar is interessant goed rondom van hoe die ding moes gaar gemaak word. Hulle gebruik granaattakke, want granaattakke is die enigste hout wat hulle ontdek het, wat eweredig warm word. En hoekom dit belangrik was, as hulle die lam gaar gemaak het, hy het nie gemag kook nie, as jy dit dan gaan oplees, ek weet nie hoe hulle dit reg gekry nie, maar die sappe en die souse en die vloeistowwe binne in die skaap, dit het nie gemag kook nie, dit moes uitdrup en val in die vuur. En wat hulle baie keer gedoen het, hulle het stroke van die vleis gesny en afgehaal, dat daar stroke afgesny is, dat die sous kon uitdrup en in die vuur en val. Maar ek het nou nie tyd daai hele proses te verduidelik, maar hulle maak hom gaar en dan het hulle die skaap geëet. En ons lees daai hele verhaal en dit gaan oor God, die sterk arm van God, wat kom en hy kom verlos hierdie volk. En wanneer hulle daaraan gedink het, dan dink hulle maar, toe hierdie Here ons vrygemaak het van slawerny, hy vat ons deur die Rooi See. Dis die God wat vir ons manna uit die hemel kom voorsien. Dis die God wat die rots slaan en dan kom water vir ons voor. Dis die God wat kwartels vir ons gegee het. Dis die God wat wonderwerke vir ons gedoen het. Dan dink hulle, maar God was so goed vir ons gewees. Hulle roep in herinnering dit wat die Here vir hulle gedoen het. Maar saam met dit wat God vir hulle gedoen het, dink hulle terug aan hoe swaar hulle gekry het. Wat dit beteken het om onder 'n slawedrywer te moet leef. Die hartseer wat hulle beleef het, die marteling wat deur hulle gegaan het, die trane wat hulle gehuil het. En al die swaar kry wat hulle beleef het, so hulle het nie net gedink aan die goeie dinge, hulle het ook gedink aan die slegte dinge. En hulle het dit saamgevat. En wanneer hulle dink aan die sleg, dan maak dit die goeie net weer beter. Dit maak die goeie nog meer kosbaar en belangrik vir hulle. En julle kan gaan lees in Deuteronomium 16, Exodus 12, dan skryf hy al hierdie goeters wat hulle beleef het en waardeur hulle gegaan het. En so ek gesê het, hulle dink terug aan dit wat hulle beleef het. Nou ons gaan 'n paar van die goeters net stil staan in hierdie proses wat hulle gegaan het en die proses wat hulle beleef het. En die eerste ene wat ons gaan nou by kom, wat hulle gedoen het, is voordat hulle die fees gehou het, moes hulle ontslaa raak van alle suurdeeg wat in hulle huise is. So hulle het deur die huis gegaan, hulle die huis skoon gemaak. Alle suurdeeg is verwyder uit die huis uit. En terwyl in Egipte was, hulle het 'n broodjie gebak, wat hulle geëet het saam met die skaapvleis. Hulle noem dit 'n mitsa. Dis die ongesuurde brood. En hoekom hulle ongesuurde brood geëet het, is hulle het in die nag, daar was nie tyd om brood te maak, dit te knie en te laat staan saam met die suurdeeg, laat dit kan uitrys nie. Hulle moes vinnig beweeg, want hulle moes vinnig daar verlaat. Hulle moes vinnig vlug en pad vat uit Egipte uit. So hulle het hierdie broodjies gemaak
En die ongesuurde brood was net meel en water. En hulle het dan hierdie brood gebak, en om hom dan gaar te kry, het hulle hom gaatjies ingedruk. Hy's deurboor en hy het streepies gehad. En ons sal nou daarby kom. En dan het hulle die brood geëet. Maar dit was brood sonder suurdeeg. So vir die Pasga, alle suurdeeg is verwyder. Wat hulle gedoen het voor die maaltyd, sal hulle baie keer brood vat, wat suurdeeg in is, wat gaar gemaak, en dan steek hulle dit weg op verskillende plekke. En terwyl die maaltyd begin, dan roep hulle die kinders, dan moet die kinders die brood met suurdeeg in gaan soek. Dan bring hulle dit vorentoe, as hulle dit gekry het in 'n mandjie, en hulle vat dit en hulle verwyder dit van die vertrek, as 'n teken van, al die suurdeeg is verwyder. En wat dit beteken ook is, Here, die verkeerde dinge wat in my hart is, verwyder ek vandag uit my binneste. Alles, en ons lees ook oralste, die Here verwys baie keer na suurdeeg, in 'n negatiewe en 'n positiewe, maar baie meer in 'n negatiewe konteks, en die suurdeeg verwys altyd na sonde en verkeerde dinge. So hulle sê, ek wil nou dink, vir 'n oomblik staan en dink, alles wat verkeerd is, Here, al die suurdeeg wat in my hart is, wil ek verwyder. En nadat hulle dit gedoen het en dit uitgegaan het, dan het hulle, die vrou van die huis het gekom, en een van die vrouens daar op die tafel, dan steek hulle die kersse aan, en julle kan daai kersse dan nou aansteek. So iemand, ek soek 'n vrywilliger op elke tafel, steek die kers aan. En wat hulle dan gedoen het, hulle het sekere gebede gehad, wat hulle, spesifieke gebede gehad, wat hulle gebid het, en wanneer hulle die kersse aangesteek het, het hulle seëngebede uitgespreek. En die hele doel van die kersse wat aangesteek is, sodra die kersse aangesteek is, was dit die teken, hoorie, hierdie maaltyd gaan nou begin. Maar die ander ding wat dit ook beteken het, is wanneer die kersse aangesteek het, die eerste een is, die een kers staan vir die lig van die skepping van God. Dit staan vir the light of creation. So daai kers het beteken, weet wat, God het lig gebring. En die tweede kers het beteken, en die betekenis van die tweede kers is dat God bring lig na ons aarde toe. Met ander woorde, die tweede kers is simbolies van Christus, wat die lig is, wat in ons lewens ingekom het. So dat hierdie twee kers aan die brand gesteek, die betekenisse wat saam met daai goeders loop. Maar dan moet ons ook verstaan, as dit kom by die kerse, en dit kom by hierdie lig, al die woorde, alles wat hulle van praat, alles wat hulle bespreek, alles wat hulle sê, gaan daaroor, mense, dat God wil saam met jou die pad stap. En dat as ons gehoorsaam is aan die Here, dat as ons sy wil uitleef, as ons in sy voetspore volg, dan gaan ons leef, ons gaan lig hê, en daar gaan vermeerdering in jou lewe plaasvind. Die Engels sal sê, you will have life, you will have light, and you will have increase. So omdat sy lig in jou lewe inkom, verdryf dit die duisternis. Maar dan sê hy ook, as ons nie saam met hom die pad stap, en jy moet verstaan ook wanneer hy praat van hierdie lig en lewe, lig en vermenigvuldiging, dis nie eendag in die hemel wat dit gaan plaasvind. Wanneer hy praat van dood, duisternis en decrease, vermindering in jou lewe, praat hy nie van die hel eendag nie, hulle praat van ons lewe wat ons nou leef. So as jy saam met die Here gaan stap, as sy lig in jou lewe inkom, moet jy weet, it brings life, it brings light, it brings increase. Sê vir die ouens daar langs jou, it brings life, it brings light, it brings increase. So alles wat hulle bespreek, alles wat hulle sê, hierdie woorde is 'n omskrywing van hierdie lewe wat hulle kan leef. Maar as jy nie sy wil volg en in sy weë wandel nie, there will be death, there will be darkness, there will be decrease. Wat dit eintlik daarop dui is, dit sê, jy gaan al hoe harder werk om al hoe minder te hê.
So jy gaan wees soos iemand, soos 'n kar wat staan op die modder en hy trek met 'n spoed weg en hy spin net. Jy spin net op een plek vas. So as jy saam met die Here in sy lig kom in jou lewe in, He wants to bring life, light and increase. En sonder sy lig, there will be death, darkness and decrease in hierdie lewe. Praat nie van die hel nie, praat nie van die hemel nie, praat van 'n koninkrykslewe hier op aarde. So die Kerse sê, mense, daar skyn lig in die duisternis. Daar's lig en bevryding wat kom in slawerny. Die Here kom doen wonderwerke. En dan as hulle dit klaar gedoen het, die Kers is aangesteek, dan het hulle die eerste glas gevat en hulle het wyn ingegooi. En daar was gewoonlik 4 glase en ek sal nou net die 4 glase verduidelik, maar hier het hulle die eerste glas en daai eerste glas wyn wat hulle gedrink het gegaan oor onthou. Remembering, a blessing. Hulle het seën uitgespreek oor dit wat gaan gebeur en hulle het weer 'n blessing uitgespreek. En nadat hulle dit gedoen het, is die volgende ding wat hulle dan gedoen het, is iemand het op die tafel, en dit was so gewoonlik nou die gasheer, die gasheer van die ete by wie se huis dit is, sal hulle kom en hulle vat 'n skotteltjie met water en was die mense se hande. En die beginsel daar was in Psalm 24 vers 3, wat die Here kom sê, hy sê, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en vals sweer nie. Hy sê, hy wat rein hande het. En dit kom daarop neer, Here, ons kom was vanoggend, ons wil na U toe kom, ons wil na U berg toe kom, ons wil in U teenwoordigheid vanoggend inkom, en hier is 'n teken dat ons kom met rein hande, en ons kom vanoggend met rein harte. Iemand wat op daai tafel bewillig is, vat die skottel en stap net, en jy hoef nou nie regtig kwaai hande te was nie, jy kan net jou vingers in daai water indruk, maar vanoggend, vat dit, en terwyl julle dit rond beweeg, en net vat na die skottel, en die mense se hande by daai tafel, Jesus kom, en toe hy die pasgemaal met sy disippels het, wat doen Jesus? Hy vat die skottel, en hy was wat? Hulle voete, nie hulle hande nie. Die Jode, hulle het die ouens gevat dat hulle hande kan was. Jesus kom en hy was voete. Voete was nie die mense se werk wat aan die tafel sit nie. Voete was die slawe se werk. Mense, dit was die laagste vorm van slawerny, was om mense se voete te was. En Jesus kom en hy sê, ek wil hê julle moet doen dit wat ek doen. Was voete, was hande, wees 'n dienskneg, dien mekaar. So dit het hulle net weer herinner op daai tafel. Mense, ons moet mekaar dien. Daar moet 'n nederigheid wees in ons harte. Die Here soek nie hoogmoed. Hy soek nie trots in ons harte en ons lewens nie. Daar moet 'n nederigheid wees. Dat jy vanoggend sal dink, en net vir 'n oomblik dink, Here, as daar areas in my lewe waar daar hoogmoed en trots ingekom het. Terwyl hulle hande was, en as hulle klaar is, sit net vir 'n oomblik en dink. En vra vanoggend, Heilige Gees, daar areas, wys vir my areas, waar ek dinge toegelaat het in my lewe. Want jy sien, hoogmoed kom op 'n plek, dat jy dink, jy's beter as iemand anders. Jy kyk neer op ander mense. So na die hande gewas is, en dit klaar was, dan het hulle gekom by kosbare, en dit is my so mooi simbool hierdie. Julle gaan sien, daar is op daai bord van julle, en ag Danie, gooi vir ons die prentjies, jy kan vir ons daai eerste slide gooi. Dis hoe hulle borde gelyk het, as hulle die pasgemaal eet. En as julle sal sien, daar is so 'n skaapbeen, dis die skenkel van die skaap, so is eintlik die bout, die been wat in die bout is, die skaapskenkelbeen. Dan regs van hom, as ons so regs omgaan, is
Koset, dis so soet mengselgoed wat hulle geëet het, en die kleur van dit het eintlik gedui, maar okay, ons kom nou by die betekenis van dit. Dan langs dit is die bitterkrye, saam met die slaaiblare is bitterkrye, dan 'n eier, dan petersilie. Hulle het die petersilie gevat, en die van julle wat wil, julle hoef dit nie nou saam te doen, maar ons het net daar gesit, daar's 'n klompie stukke petersilie. Hulle het die petersilie gevat, daar's 'n koppie, dan het hulle 'n bakkie soutwater gehad. Dan vat hulle die petersilie en hulle druk dit in die soutwater. En as jy die petersilie uit die soutwater uithaal, dan val daar druppeltjies. En daai druppeltjies wat val, het hulle herinner aan die trane wat ons gestort het toe ons in slawerny vasgevang is. Die petersilieblaartjie het hulle herinner aan die hyssop. So wanneer hulle daai petersilieblaartjie gevat het, dan het hulle gedink, Here, U het 'n wonderwerk gedoen. Dan dink hulle, 'n onskuldige offer moes sterf, sodat ons vry kan wees. 'n Paaslam is geslag, paaslamme moes sterf, sodat ek vry kan wees. Dan het hulle hom geëet. Druk hom in die soutwater, eet hom. So, gryp 'n stuk, doop hom en eet hom. Die wat wil, die wat nie wil nie, is alright. As ek sê, dan dink hulle weer die trane wat ons gestort het. En in daai dinkproses dan dink hulle, ek wil nie weer op daai plek kom waar dit so hartseer en so hartverskeurend was nie. Dan het hulle gedink, weet wat? Is daar nog slawe drywers in my lewe vandag? En ek wil jou uitdaag vanoggend, terwyl jy daai petersiliebraas vat, dink net vir 'n oomblik, is daar iets wat jy nog aan vasgebind is? Is jy nog onderworpe aan een of ander slawedrywer? Is daar woede wat nog in jou hart is? Is daar bitterheid wat dalk nog in jou hart is? Want dan's jy onder die slawedrywer van bitterheid. Maar het gedink, Here, dankie vir die groot werk wat U gedoen het. Maar Here, ek wil nie weer teruggaan na daai lewe toe. En net daar waar jy sit, dink net vir 'n oomblik, waar sou jy vandag gewees het as die Here nie kom ingryp het in jou lewe nie? Wat se seer sou jy beleef het as die Here nie ingekom het? Waarvan het hy jou vrygemaak? Waarvan het hy jou al so ver genees en heel gemaak? En dan gaan dit verder, hulle dink nie net aan die verlede nie, daar's toekomsdenke, want die Here wil nog meer kom doen in jou lewe. So die heelmakingsproses wat hy begin het, hy wil dit nog verder vat in jou lewe. Om terug te dink en te sê, ek wil nie weer terugkeer na die plek waar ek was. Ek wil nie weer trane van verdriet en hartseer huil nie. So onthou jou storie. Wat so baie keer vertel, mense, jy het 'n storie om te vertel. Jy het 'n getuienis van dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Onthou jou storie. Onthou jou getuienis. Onthou die verhaal van jou lewe. En dan het hy gekom. En weet wat, dan het hulle geneem die ongesuurde brood, die matzah. En wat hulle gehad het, hulle het so 'n doek gehad, so sakkie, met 3 sakkies. En in elke sakkie was daar 'n blaadjie of 'n broodjie gewees, geberre in elke sakkie. Dan het die priester gekom, of die persoon wat die hoof van die tafel is, wat die ete lei, dan het hy die middelste broodjie uitgetrek uit die sakkie uit. Want die middelste een het gekom na die aarde toe. Jesus, Vader, Seun, Heilige Gees. Dan trek hulle die middelste ene uit. En wat hy dan gedoen het, hulle het gebede gebid en gebid daaroor, dan neem hy daai broodjie en hy breek hom.
En dan het hy daai broodjie geneem. Nou nie 'n wit lappie, ergens aan neergesit. En hy daai broodjie, die helfte wat hy afgebreek het, maak hy toe binne in 'n wit linne lappie. Dan het hy gegaan en hy gaan steek daai broodjie ergens weg. En hy los hom weggesteek. En dan het hulle die broodjie verder gevat en dan breek hulle die broodjie en hulle begin die broodjie te eet. Maar net voordat hulle die broodjie eet en haar nog gebreek het, dan het hulle gekom en nou vertel hulle die storie, die verhaal van wat gebeur het in Egipte. En hulle het hom op verskillende wyse vertel en gesê hoe dit gebeur. Maar een van die groot maniere wat hulle gedoen het, hulle het 'n kind gevat. En dan die kind gekom en die kind vra vir die groep mense aan tafel 4 vrae. En die 4 vrae wat die kind sou gevra het is: wat maak hierdie aand anders as al die ander aande? Want in hierdie aand van die Pasga, hoekom eet ons ongesuurde brode, maar die ander aande eet ons gesuurde brode wat gerys het? Dan kom hulle en sê, die tweede vraag is, hoekom eet ons bitterkrye op hierdie aand, maar die ander aande eet ons allerhande ander groentes en goeters? Dan kom hulle in die derde vraag was, hoekom doop ons 2 keer in die souse vanaand? En dan die laaste vraag wat hulle gevra het is, hoekom in hierdie aand lê ons en eet en ons staan nie en eet nie? En dan het hulle die hele storie en die verhaal vertel. En wat so kosbaar en so mooi is hierdie ongesuurde broodjie. En as julle moet kyk, daar's 'n voorbeeld dat daar is op julle tafels. Julle kan rondstuur en net kyk. Hierdie broodjie, as hy klaar gebak is, het strepe op. Hy's deurboor. Dit het gespreek van die Messias wat kom om te kom vrymaak en om te kom red. Jesaja 53 vers 5 wat hy sê, maar ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Ekskuus. Ag Amanda, bring net my die water asseblief. Ekskuus julle. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar genesing gekom. Ekskuus, die lig is droog van daai. So as jy kyk na die broodjie, die strepe, by his stripes we have been healed. Die gaatjies, he was pierced for our transgressions. So elke keer as ons op nagmaal gebruik, deur sy strepe het daar vir ons genesing gekom. Hy's deurboor vir ons oortredinge. Dan vertel hulle daai hele verhaal. Hoekom het hulle gestaan en eet? Want hulle moes gereed wees. Daar was nie tyd om te gaan sit en eet nie. Hulle moes gereed staan. Hulle eet daai skaapvleis, hulle eet daai broodjie en hulle staan, hulle breek hom en hulle eet dit en hulle is gereed want ons moet pad vat hier. Ons gaan uit Egipte uitgaan. En hulle staan en eet. Dan sê hulle, maar nou, hoekom lê ons nou en eet? Want die werk is klaar gedoen. Ons rus nou van ons werke. En dit dui ook op die Sabbat. Ons rus van ons werke, want dit is klaar gedoen. Dis klaar voltooi. Christus het klaar die prys betaal. Dit waarvan hy die hele Pasga spreek, die hele simboliek en waaroor dit gegaan het, die broodjie wat gebreek word en alles wat saam met dit is. Christus het dit kom vervul. Daarom hulle kan lê, nou ons lê nou nie en eet nie, maar hulle het gelê en eet, dan lê hulle op hulle dan lê hulle op hulle linker elmboog, hulle linkerarm, dan eet hulle. Ons lê
Want God het die werk vervul. Ons kan nou in sy rus ingaan. En vanoggend dan sê hierdie nagmaal, jy kan vanoggend in die rus van die Here ingaan, want hy het die werk klaar gedoen. Op hierdie stadium het hulle dan die tweede beker geneem, tweede beker ingegooi, en die 4 bekers wat hulle gedrink het, die eerste ene was 'n beker van blessing, van seën. Die tweede beker wat hulle gedrink het, was die beker van remembrance, onthou. Die derde beker wat hulle van gebruik gemaak het, of wat hulle gedrink het, was die beker van verlossing, redemption. En dan die 4de beker wat hulle gebruik het, was net weer 'n danksegging en 'n afsluiting van 'n danksegging. So jy moet weet, hulle het 4 glase wyn gedrink. So Shane sê, na daai ete toe Jesus hulle na die tuin van Getsemane toe gaan, kan jy verstaan hoekom dit vir die disippels moeilik was om wakker te bly. Maar okay, hulle wyn was nie so sterk soos ons wyn nie. Ons in het amper 20% volume alkohol in. Hulle sin was maar iets soos 2 of 3 of 4% of 5% baie laag. So nee, dit was nie regtig so nie. Maar hulle het die 4 glase wyn gedrink. En dan het hulle baie keer 'n 5de glas op die tafel neergesit. Die 5de glas was die profeet Elia se glas gewees. En hulle het op by die tafel het hulle 'n stoel gesit en 'n plek gedek wat niemand gesit het nie, want dis Elia se stoel. En hulle het geglo, wanneer die Messias kom, Elia gaan kom en hy gaan die koms van die Messias voorgaan en vertel. Nou sê die geskiedkundiges, Jesus het daai beker gevat, wat vir Elia, want hulle het hom nooit gedrink nie, en die goeds nooit geëet nie. Jesus vat toe daai aand Elia se beker, daai beker, en dis die beker wat hy toe sê, dis sy bloed wat gevloei het, want die Messias het gekom. Maar nadat hulle die storie vertel het alles wat gebeur het, na die gebede, dan het hulle brood geneem, en iemand op die tafel kan net daai brood neem en hom breek hom in helfte. Nie die brood, die platbroodjie. Die platbroodjie, die matzah, die ongesuurde brood, breek hom in helfte, en sit die een kant neer. Gaan hom nou gebruik. En dan kan julle daai ene vat wat oor is, nou ek kan nie presies onthou, presies uitmaak, als presies watter orde, watter broodjies, maar julle het nou 1,5 broodjies. Wat hulle dan gedoen het, is hulle breek daai broodjie, en dan het hulle 'n bakkie gehad, met bitterkruie. En wat hulle vandag nog gebruik is, ek weet nie wat's horseradish nie. Perreradyse. As radyse seker, maar hulle vat horseradish. En dis bitterkruie. Dan het hulle die broodjie gevat, en hulle druk hom in daai bitterkruie, en julle kan dit doen, daar is vele daarvan, en hulle eet dit. Ja, moenie baie vat nie. Ander ouens is mal daaroor, maar as jy braaf is, dip nog 'n redelike stuk. En wanneer hulle bitterkruie geëet het, dan het hulle weer onthou die bitterheid en die bitter smaak van slawerny. En wat dit vir ons sê is, mense, die bitter smaak, die bitter impak wat sonde in jou lewe gaan hê, gehad het en nog kan hê. So dan het ek weer gedink, Here, ek wil nie weer hierdie bitterheid beleef nie. Jesus, hy praat met jou. Ek wil nie weer teruggaan na daai lewe toe. Ek wil nie weer teruggaan na daai belewenis toe. Ek wil nie weer teruggaan en op daai plek in my lewe kom nie. Dan eet hulle daai brood van bitterheid. So vir 'n ruk, dink terug, waar het die Here jou alles uitgehaal? Dink terug, waarvan het hy jou alles vrygemaak? Dink terug aan wat die dinge wat hy vir jou kom doen het.
So maklik om op 'n plek te kom, to take your salvation for granted. Kom baie keer so familier raak daarmee. En ons vergeet die prys wat dit gekos het. En dan as hulle dit klaar het, en hulle klaar was met die bitter kry, dan het hom weer gebreek. En breek weer 'n stuk af. En dan het hulle geëet van wat hulle noem karuset. Karuset was 'n mengsel van appels en neute en heuning en wyn. En dit het hierdie soet smaak gehad. Dan doop hulle hom daarin. En hulle het hom 2 keer in daai soet smaak ingedoop. En hulle doop het 2 keer daarin, sodat jy die soetigheid kan beleef en proe na die bitter krye. En as jy die soetigheid geëet het, dan herinner dit jou aan die soetheid van sy verlossing, die grootheid van God, sy liefde, sy almag, sy genade. En jy daai kontras van die bitter oor na die soet toe. So vat van daai soet en eet van daai soet. En hulle het hom 2 keer, maar jy doop hom net in daai soet gedeelte en jy eet van die soet ene. En terwyl hierdie proses in die gang was, dan die priester, of die persoon wat in die hoof van die tafel was, dan vat hy daai been. Nou ek het nou nie 'n been gekry nie, so hierdie rolletjie. Julle sien dis 'n skenkel van 'n skaap, né? Ja. Dankie. Sien julle kan mooi sien. Dan vat hy hierdie skenkel, dan waai hy hom so vir die mense, dat dit hulle sal herinner aan die sterke arm van God. The mighty arm of God that stretched out and set us free. So waai daai broodjie iemand daar by tafel, vat hom en wys vir die mense, onthou die sterk arm van God. En vanoggend, dat as jy daai broodjie sien, wil ek bid dat dit in jou hart weer sal gryp, dat jy sal onthou, dis die sterk arm van God wat vandag nog in my lewe wil beweeg, wat vandag nog dit deurbraak in my lewe wil bring. Sien vanoggend sy sterk arm. En dan saam met dit, dan het hy eier gevat. En hy het die eier voor die mense opgehou en hy gil val uit, maar as kwaai. Dan vat hy die eier en hy wys vir hulle die eier, want hoekom? 2 dinge van die eier. Een betekenis van die eier. 'n Eier vir die Hebreërs beteken, what's mourning? Rou. It was a sign of mourning. It represented mourning. Dit beteken rou. Ons het rou gehad daar aan die kant. We were mourning. Maar dan kom dit die positief kant en dan sê hy, maar die eier spreek ook van nuwe lewe, nuwe hoop. Want wanneer daai eier bevrug word met 'n saadjie, kom daar nuwe lewe voort. Daar's nuwe hoop wat kom en Christus is die saad van die lewe, die woord is die lewende woord wat so saad hierdie eier kom bevrug, wat ons harte en ons gees kom bevrug. Dit bring nuwe lewe in ons binneste. So wanneer hulle kyk na daai eier, dan sê dit vir hulle, my tyd van rou en mourning is verby. Ek is nou in 'n tyd van nuwe hoop. Dankie Here, daar's nuwe lewe. Omdat Christus gekom het, het daar nuwe lewe vir my gekom. En weet vanoggend, dat nuwe lewe wat vir jou deurbreek. Life, light, increase. Hy wil saam met jou die pad stap, sodat sy lewe en oorvloed in jou kan deurbreek. En as hulle daai goed klaar het, dan het hulle geëet. Dan het die kos gekom, en sorry, daar's nie skaapbout vir julle nou, en lekker ete nie. Julle kan na die tyd gaan stiekie van my, maar dan het hulle fees, dan het hulle geëet. Dan het hulle ingeklim en hulle het lekker kos geëet, en lekker gekuier, en klaar geëet. En net sodra hulle klaar geëet het, en die ete klaar was, dan roep hulle die kinders weer in. Roep hulle die kinders en sê, julle moet nou gaan soek vir die broodjie wat weggesteek is.
Dan loop die kinders, dan soek hulle oralster, dan gaan soek hulle dit. En hulle noem daai broodjie die afikomen. Dit beteken the bread of die brood van smarte. As hulle gaan soek daai broodjie. Dan loop die kinders, dan soek hulle hom, dan kry hulle die broodjie wat in die wit linne toegedraai was. Christus na sy dood, wat in die wit doeke toegedraai was. En hulle maak hom oop. En dis die broodjie wat Jesus gevat het. En hy breek dit en sê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. En ons gaan vanoggend ook nagmaal so gebruik. Daai halwe broodjie wat julle eenkant gesit het, breek hom, deel dit, en dat julle sal weet vanoggend, dat hy kom sê, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. Maar net voordat ons hom gaan breek, Kobus vra, net hy Lord is gracious. Hulle het gewoonlik 'n lied gesing, en ons gaan ook net 'n lied sing, en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. The Lord is gracious and compassionate. Kom ons aanbid hom vandag, en dink net vanoggend aan sy goedheid. Dink terug, waar sou ek gewees het, as dit nie vir die Here was nie. Dink vanoggend, Here dankie, dat U is nie klaar met my nie. Here dankie, daar's hoop, en al staan ek in watse omstandighede vanoggend, daar is hoop, there is life, there is light, there is increase. Staan vanoggend en dink net vir 'n oomblik, is daar areas in my lewe wat ek nog onder slawerny is? Is daar suurdeeg wat uit my lewe moet kom vanoggend? Is daar woede? Ek gesê, is daar bitterheid? Onvergewensgesindheid? Een van die grootste dinge wat die Here, een van die grootste krisisse, en mense, ons op baie keer dink aan al die groot sondes. Ons moet dink aan die ander klein dinge wat in ons hart roer. Een van die grootste probleme in die hart, vroeër gesê het, is trotsheid en hoogmoed. Vra vanoggend Here, wat is daar in my hart? Waarvan is ek nog 'n slaaf? Hy wil vanoggend jou vrymaak van slawerny. Kom ons gaan staan, dan gaan ons net saam sing, The Lord is gracious and compassionate. En mense, wanneer ons dit sing, dat jy weer sal sien, die arm van God, wat nie tekort geword het nie. Wanneer ons hierdie sing, Lord is gracious and compassionate, sien vanoggend sy sterke arm, wat uitreik en jou wil vat vanoggend. Sien vanoggend die hand van God, wat wil kom, en hy wil jou kom help, hy wil deurbraak gee. Sien vanoggend die hand van God, wat jou hand vat, en hy wil jou vanoggend optel, en hy wil jou vanoggend oplig. Sien vanoggend die sterke arm van God, wat deurbraak in jou lewe bring. Dis hy wat dit doen, nie jy nie. En Israel het geweet, dit was deel van die onthou, dis God wat hierdie werke doen, dis nie ons werke, dis hy. Sien vanoggend, dis hy. The Lord is gracious and compassionate. En hy sê vir jou vanoggend, kom sit aan my tafel. Al was ons vyande, ons gaan vanoggend vriende hieruit. Maar vanoggend hoe hy sê, I want to do life with you. It's by His grace